video 2 oor aftreegeld. So, Wilma het vir my gevra waarmee moet hulle begin as jong mense, so ons het weggespring met risikovoordele. As 'n jong student, dit is wat ek wil hê jy moet wegspring. As jy klaar studeer het en jy begin nou eiendom koop of jou eie voertuig, dan voeg jy ons nou 'n bietjie doodstekking by en 'n bietjie gevreesde siekte. Jy brei jou risikovoordeel uit, want jy kan dit dalk meer bekostig, nê? Dan kom ons by aftrede. Dis 'n baie belangrike ding, want aftrede voel ek. Dit is gewoonlik iets wat aan die wat nooit regtig dadelik aangespreek word nie, want dit voel aftrede is as ek 60 is en ek is nou maar 25 of 28. 60 is al baie lank. Maar ek wil hê jy moet verstaan, aftreegeld moet so lank as moontlik tyd hê om bymekaar gemaak te word, want daai geld wat die waarde is op 60 of 65 as jy aftree. Daai geld moet vir jou sorg nog vir jou of jou vrou, 'n verdere 30 jaar. So, daar's geweldige verantwoordelikheid en druk wat op daai kapitaal is wat jy by 60 gaan hê, om vir jou inkomste te genereer, so lank as wat jy gaan lewe, so lank as wat jou vrou gaan lewe, sodat jy kan aftree met iets wat naaste by daarom vir jou bekostigbare pensioen gee, sodat jou budget kan vloei, jy goed kan betaal. Jy wil nie ryk mens nou lewe en soos 'n boemelaar by aftrede nie. Ek vind dit te dikwels mense wat baie uitgawes in hulle lewe te lekker, maar die dag as dit by aftrede kom, dan val hulle inkomste maklik van sê maar 80.000 na 15.000 rand. En dit is iets verskrikliks, hulle verstaan dit glad nie. Daarom sê ek, so lank as moontlik spaar ons vir aftrede. Dit is een van die prioriteite. Met ander, daar's 'n paar voordele daarin om 'n pensioenpolis te hê. Jy kan by jou werk pensioen hê, maar ek wil altyd hê jy moet jou eie privaat pensioenpolis ook hê. Die twee saam moet jy altyd seker maak voldoen aan jou behoefte by aftrede. Dis hoekom jy hersiening doen, dis hoekom jy 'n finansiële adviseur het. Daar sal nooit vir my, iemand sal nooit vir my kan sê, maar ek neem eerder my retirement annuity direk oor 'n e-pos uit of met weet hierdie websites waar jy kan ingaan en jy neem sommer net 'n polis uit nie. Ek wil hê jy moet voor my sit. Ek wil vir jou kan wys wat is die waarde van daai pensioenpolis. Waarna toe werk ons? Wat is jou doelwit? Dis nie net van ek het 'n pensioenpolis nie. Ook behoort aan 'n pensioenfonds by my werk nie. Wat beteken dit? Wat gaan dit vir my gee by aftrede? Wat gaan die koopkrag wees by aftrede? Help nie jy weet nie waarna toe jy werk nie. Alles in die lewe gaan oor doelwitte. So terwyl jy dan bydra tot jou pensioenpolis, gaan SARS vir jou krediet gee op jou premies wat jy bydra, want SARS wil graag hê jy moet spaar vir aftrede. So jy kry 'n persentasie terug, almal wil hê SARS moet vir hulle iets terugbetaal. 'n pensioenpolis se geld is vas tot 55. Jy kan nie aan raak vir 55 nie. Dit beskerm jou dus vir aftrede. Dis hoekom SARS jou ietsie teruggee. Ook, ek dink dis 'n motivering. Jy moet weet dis pensioengeld en enig as jy daai pensioen kry, dit gaan belasbaar wees, maar kan jy nie geld raak tot op 55 is nie, al is jy hoe arm en daar lê 100.000 rand in jou retirement annuity. Daar's nie 'n manier hoe jy gaan toegang kry tot daai geld nie. En dan die aftreebeplanning wat baie belangrik is. Weereens wil ek sê, jy begin dalk net met 500 rand, maar jy moet weet waarna toe werk jy, waarna toe moet ek verhoog. En dis 'n jaarlikse, soos wat jou behoeftes verander, jou inkomste verander, moet jy tred hou met wat jy bydra ten opsigte wat jou behoefte is, ten opsigte van die fondse waarna jy belê, om vir jou 'n hoë risiko te gee sodat jy 'n hoë groei kan kry wat vir jou kan bring by 'n doelwit ten tye jy gaan aftree. So dis tweede belangrikste ding wat ek voel vir jong mense. Dankie.